Goeiedag sê familie, vriende, elke luisteraar wat ingeskakel is by hierdie program is almal hartlike groet. Die Here het ons deurgedraai, het ons bewaar en hy het ons beskerm. En ons gaan van hierdie paar minute gebruik maak om te konsentreer oor hierdie gedeelte. Ek wil praat oor die titel Ek is vry. Ek is vry. Handelinge 16 vers 25 en 26. Welbekende skrif wat ons gereeld preek, wat ons aanhaal. En ek wil so 'n paar minute konsentreer oor hierdie boodskap. Ek is vry. Handelinge 16 vers 25 sê, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenes het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing sodat die fondamente van die gevangenes geskud het. Iemand sê geskud het en onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak en omtrent middernag het Silas en het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot God gesing. Die geheim van iemand wat vry is iemand wat weet wat het is om te bid as hy in omstandighede is. En ek en u is elke dag, elke minuut, elke uur, elke sekondes het ons te doen met sekere omstandighede in ek en u se lewe. Ons leer in die Bybel uit Handelinge 16, toe Paulus en Silas in omstandighede was, het hulle nie gehardloop na hulle buurman toe nie, gehardloop na hulle ma toe nie, na hulle pastoor toe nie. Hulle het besef, die geheim om ons uit ons omstandighede uit te kry, is om te bid. Hoekom het hulle agtergekom die geheim om hulle uit hulle omstandighede uit te kry is om te bid? Omdat hulle geweet het, die woord sê dat ons nie moet op die arm van vlees vertrou nie, maar ons moet vertrou op die Here. En Paulus en Silas is in die gevangenis. En om vir jouself te dink, jy's in 'n omstandighede, jy's in gevangenis. Nee, omdat jy niks verkeerd gedoen het nie. Jy's in die gevangenis omdat jy net die Here se naam groot gemaak het en net oor die Here se dinge, omdat jy net die werk van die Here wil doen, is jy in 'n gevangenis. Vandag se tyd wanneer mense in gevangenis is, dan wil hulle liewer betrokke raak by sekere gangs, sodat hy beskerm word in gevangenis. Dan wil die gangs vir ek en u sê in die gevangenis, as jy dit wil word, dan moet jy eers dit doen. As jy dat wil word, dan moet jy eers dit doen. Maar ons besef nie wanneer ons wil in mense se goeie boeke kom, en ek en u is in 'n gevangenis, beteken dit jou straf gaan dan swaarder word. Jy is nie die ou of die vrou in 'n gevangenis as jy skuilings soek, beskerming soek by iemand anders in 'n gevangenis nie. Paulus hulle leer ons en Silas, toe hulle in die gevangenis was, het hulle agtergekom. Die eerste ding wat ons moet doen is om te begin bid. Nie om 'n veldtog te hou nie, om campaigns te hou nie, om concerts te hou nie. Ons moet begin bid. Wat Suid-Afrika nodig het om hulle uit gevangenis uit te kry, is om te begin bid. Nie om
groot idols te nooi, om groot concerts te hou, en hulle is nog nie eers in die helfte, of die advertensie is nou bemark, en dis nog nie eers 10 dae of 15 dae, voordat die concert plaasvind, is hulle al sold out nie. Die geheim van ek en u is, om te begin bid. Silas en Paulus kom agter in die gevangenis, is dit belangrik om te bid. Miskien as jou gevangenis nie dalk 'n plek waar jy in 'n hoek gesit is, waar daar hoeke is en daar's 'n deur waar mense die sleutel het tot jou vryheid nie. Miskien as jy 'n gevangenis van, jy is in 'n gevange van siekte, jy's in 'n gevangene van werkloosheid, jy's in 'n gevangene van finansiële druk, jy's in 'n gevangene van siekte. Saulus en Paulus leer my om uit jou omstandighede uit te kom is om te bid. Toe Paulus en Silas begin bid, toe sê die Bybel, toe kom daar lofliedere. Van hulle het nie gebid dat die Here hulle moet verlos van hulle gevangenis af nie, of die Here moet die tronk se deure vir hulle oopmaak nie. Hulle het begin bid en die Here begin loof vir wat die Here is en vir wie die Here is. En hulle het die Here geaanbid en hulle het lofliedere in die gevangenis gesing. Die Bybel sê, en die ander gevangenes en die bewaarders het geluister na Silas hulle se gebede. Ek maak los in die seisoen, wanneer jy as 'n persoon tot gebed na die Here toe roep, gaan die Here seker maak dat elke vyand sal hoor jy bid tot die Here, sal hoor jy sing 'n loflied tot die Here. In die seisoen wanneer jy leer wat het is om te bid, sal mense weet jy behoort aan die Here. Die Bybel sê, en toe hulle begin bid en lofliedere sing, toe gaan die tronk se deure van self oop, omdat die Here wil jou vry maak. Jou vryheid lê alleen in 'n gebedslewe. Al wat jy moet doen as jy wil uit jou omstandighede uitkom, is om jou uit jou omstandighede uit te bid en lofliedere te sing. Die Bybel sê, toe hulle lofliedere sing, toe gaan die tronk se deure van self oop. Dis nie net die lofliedere wat gemaak het, laat die tronk se deure van self oop gaan nie, is die skrif wat in vervulling gekom het, waar die Bybel sê, as jy die Here aanroep, sal die Here jou antwoord. Die skrif het in vervulling gekom, dat sê, roep my aan in die tyd van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer, en hulle het die Here geëer, en dis hoekom die tronk se deure van self oopgegaan het. Ek wil vandag dit spreek oor elke Suid-Afrikaner, dat die tronk se deure gaan vir jou waawyd oop. Al wat jy moet doen is net om te sê, ek moet net begin bid. Moenie net 'n mic in jou hand wil vat om mense te wys. Jy is 'n prediker, jy het die openbaring woorde, jy het die salwing op jou lewe nie, maar gaan in jou binnekamer en gaan bid net alleen, want niemand jou sien nie, waar jy net met die Here praat, en jy vertrou net die Here, dat die Here deure vir jou sal oopmaak. Ek sê vandag vir jou, elke luisteraar, al wat jy moet doen vandag is om te begin bid, en te sê, ons gaan bid. Toe hulle begin bid, toe word die fundament geskud. Iemand sê, gebed dra krag, daar is beantwoording in gebed. Ek wil draai om iemand te sê, Johannes skryf in Johannes 11, skryf Johannes die gedeelte, en hy sê, en nou weet ek, dat die Here altyd deur my gebede beantwoord. Nou weet ek, dat die Here altyd deur my gebedslewe beantwoord.
antwoord. As jy 'n verhouding met die Here in gebed het, gaan die Here die tronk se deure oopmaak en die boeies gaan van jou af self val. Van wanneer jy in gebed kommunikeer met die Here en jy praat met die Here, maak val dinge van selfsprekend af van die Here is aan jou kant. En die Bybel sê, toe hulle begin bid, toe gaan die tronk se deure waawyd oop. Meneer en mevrou, jy het nodig om te bid. As jy wil hê jou kinders moet terugkom na die Here toe, begin bid. As jy wil 'n werk hê, begin bid. As jy wil hê die Here moet jou lewe radikaal verander, begin bid. Hulle het ons geleer, Silas en Paulus leer ons, toe hulle begin bid, toe word die fondamente van hierdie aarde geskit. Dit wys vir my hoe gebed het 'n uitwerking. Ek sluit af, gebed het 'n uitwerking. As Silas en Paulus in die gevangenis nie tot die Here geroep het nie, sou hulle in die gevangenis gebly het. Meneer en mevrou, vrylating is daar vir jou. Ek en u sit in 'n tronk in, waar die deure waawyd oop is vir ons net om te sien en te glo. Die Bybel sê vandag, as jy die stem van die Here hoor, moet jou hart nie verhard nie. As jy vandag in 'n situasie is, al wat ek jou kan aanraai, jou bemoedig, begin bid. Jy het al baie probeer in die lewe, jy het baie mense probeer, jy het na baie mense toe gehardloop, maar begin bid. Die geheim is om te bid. En niemand wil mos sommer bid nie. Van ons voel, ons word nie raak gesien nie. Ek wil mos in die spotlight is, dis hoekom wil ek die mic in my hand het. Ek wil die song sing, ek wil die boodskap preek, want ek wil hê mense moet sien, ek dien die Here. Maar gaan in jou binnekamer en bid tot jou verborgene God, hy sal jouself in die openbaar antwoord. Toe Silas en Paulus in die gevangenis begin bid en lofliedere sing, toe gaan die tronk se deure van self oop. En baie mense was bereik deur iemand wat net besluit het om te begin bid. Die Here kans te gee om te begin bid. Suid-Afrika, kom ons bid. Mama, kom ons bid. Papa, kom ons bid. En ons vertrou die Here, dat die Here ons land sal herstel, ons dorp sal herstel. En ek glo dat die Here het my geroep as 'n evangelis om 'n verskil te maak in mense se lewens. Ek glo dit met my hele hart. Die Here het my geroep om 'n verskil te maak. Dis hoekom die ministries Evangelist Nathan Besaidon, ek sluit af. Dis hoekom Evangelist Nathan Besaidon Ministries het elke woensdag aand midweek services by verskillende kerke, verskillende geboue, waar ons net spreek oor die dorp, profeties verklarings doen oor ons dorp. Dis hoekom ek noem die midweek dienste nie 'n gewone diens nie, is nie 'n doodgewone diens nie, is nie 'n diens waar ek preek soos ek net moet preek nie, maar ons het te doen om ons dorp los te maak. En daarom doen die ministries elke woensdag aan midweek dienste om die dorp los te maak. Die Here bewaar jou, die Here seën jou, die Here versterk jou. Vader, ek maak los oor elke luisteraar vanmiddag. Vandag maak ek 'n gees van gebed los oor elke luisteraar. Hoor my mooi, 'n gees van gebed. Ek maak dit los, jy ontvang dit nou, 'n gees van gebed.
Ons sal meer in gebed met die Here kommunikeer. Voordat ons gaan na iemand toe vir 'n antwoord, sal ons eers die Here probeer. En ons sal eers met die Here kommunikeer. En die Here sal ons die regte persoon wys met wie ons moet praat. Ek maak 'n gees in die atmosfeer los vir mense om 'n gebedslewe aan te neem. Die Here seën jou, die Here versterk jou. Kom ons ontvang die seën van die Here en ons gaan in sy vrede. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. Die Here sal aan jou die vrede gee, die vrede wat die wêreld nie het nie. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus sy en bly op elkeen. En almal wat die koms van die Here op die witte wolke verwag, sê almal eendragtig, Amen. Die Here seën. Halleluja.